Broers en susters, baie hartlik welkom by die erediens vanoggend. Ons bede is dat die diens vir u almal sal wees tot opbou in die geloof en dat die boodskap vir u ontvanklik sal wees. Maar meer nog as dit bid ons dat ons saam sal wees tot die eer van die Here. Soos gebruiklik het ons nou 'n paar oomblikke stilte voordat ons met die erediens begin. Ons wydingslied vanoggend, Gesang 8, die eerste vers. Ons sing die wydingslied staande en bly dan staan tot na die lofsang. Die lofsang is Psalm 146, die eerste vers. Gesang 8, ons wydingslied, en Psalm 146, vers 1, ons lofsang. Soos 'n wolsbok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. U alleen is my hartsverlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag, in U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my danksverlange en ek bring aan U die eer. Heilig, heilig, heilig is die Here. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Geliefdes, genade, vrede van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Prys die Heer met blye galme, o my siel, das ryke stof. Ek sal lewenslang my psalme vrolik toewy aan sy lof, en om wat sy guns my bied, altyd groot maak in my lied. Die skrif leer ons, elkeen wat sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want sonde is wetteloosheid. Die wet van die Here is vir ons gegee, sodat ons die sonde kan vermy en kan oorwin. Luister dan nou na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is,
of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat, maar ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbeid en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Die skrif leer ons, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Daarom bely ons met ootmoed ons sonde voor die Here, deur die sing van Gesang 66, die eerste vers. Voor U wet hier staan onskuldig, liefde is die groot gebod. Liefde is ons steeds verskuldig aan ons naaste en ons God. Ons wil U gebod bewaar, maar ons struikel baie kere. Leer ons liefde vir mekaar, maar boal vir U, o Here. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Saam met die kerk oor al die eeue, bely ons nou ons algemene Christelike geloof, elkeen spreek in die hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons bevestig opnuut ons geloofsvertroue met die sing van Gesang 301.
sou dan ook die vrye boom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan. Die graan verdor, die vrugteborde wegkwyn, die beeste klein, vee alles hier vergaan. Nog sal ek juig en bly wees in my God. Hy is my hulp, hy gee my krag, hy laat my loop waar raadsdiere bok gaan. Hy laat my vas en veilig staan. Uit die woord van God, broers en susters, lees ons twee gedeeltes uit die Nuwe Testament. Ons lees uit die eerste brief van Paulus aan die Korintiërs, hoofstuk 15, van vers 29 af, tot by vers 58. En dan lees ons uit die eerste brief van die apostel Johannes, die derde hoofstuk, van vers 1 tot 3. 1 Korintiërs hoofstuk 15, en 1 Johannes hoofstuk 3. En terwyl ons nou die woord van die Here oopgemaak het, kom laat ons eers saam bid om die verligting deur die Heilige Gees. Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons buig in dankbare aanbidding voor U. Ons loof U vir die goedheid en sorg, vir die bewaring en beskerming, vir die barmhartigheid en genade wat U elke dag aan ons bewys. U liefde vir ons is onbegryplik, ondeurgrondelik, gaan ver bo ons verstand. In die goedheid maak U ons deel van die kerk op aarde. Maak U van sondaar mense soos ons ledemate van die liggaam van Christus. En so gee U aan ons, onverdienstelike mense, deel aan U werk, deel aan die ontvouing van U raadsplan in hierdie wêreld en oor U skepping. Ons bid dat U, o Heilige Gees, dan in ons sal werk, om ons met die woord van God toe te rus vir ons dienswerk. Gee ons die wysheid, die ywer, die deursettingsvermoë om in U diens te volhard, totdat ons uiteindelik ingaan in U ewige heerlikheid, en laat ons dien tot U eer en verheerliking van U naam. Wil daartoe ook nou ons hart en verstand open, dat ons U woord ons eie sal maak, en in gehoorsaamheid daaruit sal gaan lewe. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus. Amen. 1 Korintiërs hoofstuk 15. Ons het nou al by meer as een geleentheid, broers en susters, oor die gedeelte in die prediking gehandel, waar Paulus die argumente weerlê van mense wat sê dat daar geen opstanding is nie. Anders, wat sal hulle doen wat hulle vir die dode laat doop, as die dode geheel en al nie opgewek word nie? Waarom laat hulle nog vir die dode doop? Waarom is ons ook elke uur in gevaar? Ek sterf dag vir dag, broeders, so waar as ek op julle roem in Christus Jesus ons Here. As ek in Efese op menslike wyse met wilde diere geveg het, watter voordeel was dit vir my? As die dode nie opgewek word nie, laat ons dan eet en drink en
vrolik wees, want môre sterf ons. Moenie dwaal nie. Slegte gesprekke bederf goeie sedes. Wees nugter op die regte manier en sondig nie, want sommige het geen kennis van God nie. Ek sê dit tot julle beskaming. Maar iemand sal sê, hoe word die dode opgewek en met hoedanige liggaam kom hulle? Dwaase mens, wat jy saai word nie lewendig as dit nie gesterf het nie. En wat jy saai nie die liggaam wat sal word nie, maar 'n blote korrel, byvoorbeeld van koring of van iets anders. Maar God gee dit 'n liggaam soos hy gewil het, en aan elkeen van die saadkorrels sy eie liggaam. Alle vlees is nie dieselfde vlees nie, maar die vlees van mense is anders as die vlees van vee, en die van visse anders as die van voëls. En daar is hemelse liggame en daar is aardse liggame, maar die heerlikheid van die hemelse is anders as die van die aardse. Anders is die heerlikheid van die son en anders die heerlikheid van die maan en anders die heerlikheid van die sterre, want die een ster verskil in heerlikheid van die ander ster. So is ook die opstanding van die dode. Daar word gesaai in verganklikheid, daar word opgewek in onverganklikheid. Daar word gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlikheid. Daar word gesaai in swakheid, daar word opgewek in krag. 'n natuurlike liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek. Daar is 'n natuurlike liggaam en daar is 'n geestelike liggaam. So is daar ook geskrywe. Die eerste mens, Adam, het 'n lewende siel geword. Die laaste Adam, 'n lewendmakende gees. Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike, daarna die geestelike. Die eerste mens was uit die aarde aards. Die tweede mens is die Here uit die hemel. Soos die aardse mens was, soos ook die aardse mense. En soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra. Maar dit verklaar ek, broers, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie. Ook beerwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin, want die basuin sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is. Die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, my geliefde broers, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Dit is die woorde van die Here deur sy apostel in die Korinteërbrief. Die apostel Johannes, die sluit daarby aan wanneer hy skrywe: Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God, maar dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees,
omdat ons hom sal sien soos hy is. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Tot sover uit die woord van God. Gelukkig is elkeen wat dit hoor, wat dit glo en wat dit gehoorsaam. Die fokusteks vir ons preek, broers en susters, is 1 Korintiërs 15 vers 58. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. In die gemeente van Korinthe was daar die mense wat gesê het dat die Here Jesus nie opgestaan het uit die dood nie, en dat daar ook geen opstanding van die dode is nie. Op verskillende maniere het Paulus nou die argument weer lê, en nou kom hy en hy doen 'n merkwaardige ding. Hy trek dit in die eerste plek terug na die manier waarop ons in hierdie wêreld lewe. As daar geen opstanding van die dode is nie, waarom, so vra hy, laat mense hulle dan vir die dode doop? Waarom, dit was 'n gebruik daar, wat sommige mense, hulle laat doop het terwille van mense wat alreeds ontslaap het, in die geloof dat daardie ontslapenis dan deel kry aan die liggaam van Christus, dat ook hulle geliefdes wat dood is nou opgewek kan word in die naam van die Here. Sê, as daar geen opstanding is nie, hoekom sal mense sulke dinge doen? As daar geen opstanding is nie, hoekom sal 'n mens dan in hierdie wêreld al die gevare trotseer daarvan om 'n gelowige te wees? Paulus skrywe aan hulle in Efese, het hy soos met wilde diere geveg, met Demetrius, die silversmid, en met die stadsvaders wat hom wou doodmaak. Sê, hoekom sou ek dit alles verdra, as daar geen opstanding uit die dode is nie? Dan is die regte lewenshouding mos maar, laat ons eet en drink, want môre sterf ons. Dan moet ons alles vasgryp wat ons in hierdie wêreld het. Maar hierdie wêreld is net 'n voorbereiding vir die wêreld wat kom. En nou is daar mense wat sê, maar hoe sal dit nou wees by die opstanding van die dode? Hoe lyk hierdie wêreld wat kom? Hoe lyk hierdie hemelse heerlikheid? En Paulus sê vir hulle, dat hierdie hemelse heerlikheid en die aardse wêreld nie dieselfde is nie. En hy gebruik verskillende voorbeelde om dit te illustreer. As jy kyk, 'n mens moet besef dat wanneer ons opgewek word, dan word ons met 'n nuwe liggaam opgewek. Wanneer ons begrawe word, is dit soos 'n koringkorrel wat in die grond kom, en as 'n koringkorrel opkom, dan is daardie onaansienlike bruin saadjie met eens bekleed met heerlikheid. Dit word 'n pragtige plant, en so is dit ook met ons. Ons word soos 'n korreltjie gesaai. Maar God sal ons 'n nuwe liggaam gee, die opstandingsliggaam, soos hy dit wil. En God gee 'n liggaam aan elke een van sy skepsele, soos hy dit wil. Daarom is die vlees van vee nie dieselfde as die van voëls nie, en die van voëls nie dieselfde as die van visse nie, want God gee elkeen sy eie vlees. En ons opstandingsvlees is nie dieselfde as ons aardse vlees nie. Die hemelse lyk immers anders as die aardse. En daar word met eens baie groot verskille getref tussen dit wat ons sal wees en dit wat ons nou is. Nou is ons verganklik. Nou is ons liggaam bekleed met oneer. Nou is ons swak. Maar wanneer ons opstaan uit die dood, dan word ons opgewek in onverganklikheid. Dan word ons opgewek in heerlikheid.
dan word ons opgewek in krag. Want die verskil tussen ons lewe nou en die lewe na die dood, is dit tussen die natuurlike en die geestelike. Die natuurlike in hierdie wêreld is ons Adams lewe en ons Adams lyf. Maar wat op ons wag, is ons Christus lewe en ons Christus lyf. Dis die geestelike, dis die anderse. Die eerste mens Adam het 'n lewende siel geword, want die asem van God is in sy neus geblaas, en daaraan het ons deel, maar die tweede Adam, Jesus Christus, 'n lewendmakende gees, wat oral rondom lewe skep, en daaraan het ons ook deel. Nie alleen bring die opstanding uit die dode vir ons lewe nie, maar dit maak dat die lewe as het ware uit ons oorborrel en oorvloei. En natuurlik is die aardse eerste en die geestelike kom daarna. En dan is dit asof Paulus met hierdie visie op die hemelse en dit wat kom, ons met eens wil terugbring na ons lewe hier en nou. Hy sê, nou moet ons besef, dat soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense. Adam, onverganklik, vol sonde, met oneer, in swakheid, is die beeld wat ons in hierdie wêreld dra. Adams mense, soos ons die beeld van die aardse gedra het, so leef ons nou. Maar, soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. En soos die hemelse mense is, so sal die hemelse mense wees nie. Maar dit is nou al so. En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so dra ons ook die beeld van die hemelse. Met eens trek Paulus hier die hele gedagte van dit wat kom, en waarin ons sal deel hê, ook terug na dit wat ons nou is, en nou al het. Inderdaad, sal ons eenmal volkome Christus mense wees. Sal ons wees soos hy is. Maar nou al raak dit ons lewe elke dag. Want ons het saam met hom opgestaan in 'n nuwe lewe. En die nuwe lewe beteken dat ons anders is. Anders is as wat ons was, anders is as die wêreld om ons. Ons is nie meer Adams mense nie, maar saam met Jesus Christus het ons opgestaan in 'n nuwe lewe. Ons is Christus mense. Die apostel Johannes beklemtoon dit. Hy sê, nou is ons al die kinders van God. Nou hier in hierdie wêreld al is ons anders as alle ander ongelowiges. Ons weet nog nie wat ons sal wees nie, dis nog nie geopenbaar nie. Maar ons sal wees soos Jesus is, want so sal ons hom sien, so sal ons wees. Verheerlik, onverganklik, met krag beklee, lewegewend. En dit raak ons lewe in hierdie wêreld ingrypend. Dit raak ons lewe in hierdie wêreld so ingrypend, dat ons onsself moet vra, kan ander dit aan ons sien? Kan ander dit aan ons sien? Wanneer ons sterwe, dan
word hierdie verganklikheid in 'n oomblik, in 'n oogwink bekleed met die onverganklike. Paulus skryf vir die gemeente wat verwag dat die wederkoms van die Here enige dag sal plaasvind, dat almal nie sal ontslaap voor die wederkoms van Christus nie. Dis ook natuurlik in ons wêreld waar. Al die mense sal nie eers dood wees en dan kom Christus nie. Wanneer Jesus kom, is daar mense wat nog lewe. Maar die wat dood is en die wat lewe by sy wederkoms, sal almal in 'n oomblik, in 'n oogwink oorgaan uit hierdie wêreld na die nuwe hemel en die nuwe aarde. En vir die gelowiges is dit 'n moment wanneer die verlossingswerk van Jesus Christus in sy volheid afgehandel word. Dan word die verganklike onverganklik. Dan word die sterflike onsterflik. Dan is die dood verslind in die oorwinning. En dis waarheen ons op pad is. Maar hierdie wederkoms van die Here en hierdie heerlikheid wat op ons wag, beteken dat ons in hierdie wêreld nog steeds moet lewe as mense wat waaksaam is, mense wat olie in die lampe het en wat elke dag gereed is om die Here te ontvang. Daar is 'n opstanding uit die dode. En hierdie opstanding uit die dode raak die gelowiges in hierdie wêreld. Want hier leef ons al as die hemelse mense, as die kinders van God. En wanneer ons hier leef, dan leef ons met die verwagting dat wanneer die Here Jesus kom, ons sal oorgaan in daardie staat van ewige heerlikheid. Daar is nogal 2 gedagtes, broers en susters, oor hoe 'n mens dit presies moet verstaan. Dit maak uiteindelik nie verskriklik baie saak nie. Die een gedagte is, dat ons wanneer ons hier sterwe, in die dood bly, totdat die Here kom. Die ander gedagte is, dat wanneer ons sterwe, dit die moment is, wanneer die Here vir my kom. U hoor die verskil. Die Here Jesus kom om te oordeel die lewende en die dode, kom vir die hele aarde, maar in my sterwensmoment kom hy vir my, om my te neem, sodat ek by hom kan wees, of voor die regterstoel van God kan verskyn. Hoekom maak dit nie baie saak watter standpunt ons huldig nie? Dit maak nie baie saak nie, omdat daar in die hemelse en in die ewige geen tyd is nie. Die ewige is nie net 'n lang tyd nie. Die ewigheid is sonder tyd. En wanneer dit sonder tyd is, dan maak dit geen verskil wanneer ek sou sterwe nie. Daar's nie 'n puntjie op 'n tydlyn wat sê nou bly ek vir 2000 jaar in 'n graf en dan kom die Here my haal, of hier het ek nog gelewe en die volgende oomblik is ek in die hemel nie. Omdat die tyd wegraak. En dan is alles onmiddellik. Maar die belangrike wat Paulus beklemtoon, en dis wat ons aan moet vashou, is dis die werklikheid van ons toekoms. Die dood wat deur Jesus Christus reeds oorwin is, die word finaal verslaan wanneer hy kom, en wanneer ons oorgaan in daardie ewige heerlikheid in. Dis ons toekoms. En op daardie pad soontoe loop ons. Maar hoe loop ons, broers en susters, as mense wat reeds saam met Jesus opgewek is uit die dood? Hoe loop ons? Sodat ander mense kan sien, ons het klaar deel gekry aan die hemelse lewe,
sodat ons in hierdie wêreld al iets van die beeld van Christus kan vertoon. Paulus sê, ons lewe in die oorwinning van Jesus Christus. Wat beteken dat ons nie meer in hierdie wêreld vasgemaak is aan al die wêreldse dinge nie, maar dat ons hierdie wêreld keer op keer weer sien en ons eie lewe keer op keer weer gaan waardeer in die lig daarvan dat Jesus Christus ons die kinders van God gemaak het. Dat die sonde oorwin is, dat ons aan hom behoort. Dat ons deur die wedergeboorte, deur die geloof van die Heilige Gees in ons werk, opgestaan het in 'n nuwe lewe. En hierdie nuwe lewe beteken dat ons prakties anders leef as die wêreld om ons. Prakties anders. Daarom, my geliefde broers, wees standvastig. Daarom laat ons nie rondslinger deur elke wind van lering nie. Daarom hou ons vas aan dit wat die apostels aan ons verkondig het, dat Jesus Christus ons sonde oorwin het, en dat ons saam met hom die kinders van God geword het. Op hierdie fundament staan ons. En ons is nie alleen standvastig in die sin dat ons nie soos golwe heen en weer beweeg word nie. Ons is onbeweeglik. Ons is vasgebou op hierdie fundament. Ons laat ons nie ontstel deur die wêreld nie. Ons laat nie die bose toe om ons voortdurend weer te ondermyn in ons geloof nie. Ons staan in die oorwinning van Jesus Christus as mense wat weet, ek behoort aan die Here. En hy vat my aan die hand op hierdie woestynpad. Ek het saam met hom opgestaan in 'n nuwe lewe en na daardie nuwe vaderland is ek op pad sonder dat iemand my weer van daardie koers kan aftrek. Onbeweeglik. Altyd oorvloedig in die werk van die Here. Want ek leef nie meer vir myself nie. Ek behoort nie meer aan myself nie. Ek is nie meer Adams mens nie. Ek is Christus mens. En daarom leef ek in gehoorsaamheid en in toewyding, in vertroue op die Here. En wanneer ek so lewe, dan is dit soos 'n fontein wat oorborrel oor sy walle. En oral waar hierdie fontein se water kom, daar is lewe, daar is groenigheid. So leef ek as iemand wat, omdat ek uit die evangelie leef, omdat ek saam met Christus al klaar opgestaan het in 'n nuwe lewe, in hierdie doodse wêreld, die lewe van die evangelie bring. Oorvloedig in die werk van die Here. Waar ek sy werk doen, waar ek sy woord verkondig, waar ek vir hom lei, waar ek vir hom stry, daar bring die Heilige Gees die lewe wat God gee. En ons weet dat om so te leef is nie te vergeefs nie. Om vas te staan, onbeweeglik te wees in die geloof, oorvloedig te wees in die werk van die Here, is nie sinsbedrog nie. Dis nie iets wat
niks beteken nie. Dit is om werklik te lewe. Standvastig, onbeweeglik, oorvloedig in die werk van die Here, is om die hemelse al hier op die aarde as het ware in te trek en daaruit te gaan bestaan. En dit, broers en susters, is ware lewe. Dis nie ware lewe om belangrik te word, voorspoedig te wees, jou gesondheid teen elke prys te beskerm, jou gesin rondom jou te hê, as dit sou beteken dat ons die Here Jesus verloor nie. Dis ware lewe om standvastig, onbeweeglik, oorvloedig in die werk van die Here, die beeld van die hemelse te dra. Dis ware lewe as ons so doen en so optree, dat ander in ons kan sien, ons het al opgestaan uit die dood. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons dank U, Here, dat U aan ons die ware lewe gee in Jesus Christus. Ons in hierdie wêreld al opwek met hom tot nuwe lewe. So dikwels, Here, dan verruil ons hierdie nuwe lewe maar weer vir die oue. Gaan lê ons maar weer in die stof, in die skaduwee van die dood. En daarom pleit ons, werk deur U Gees in ons, o Here, dat ons standvastig sal wees, onbeweeglik, oorvloedig in die werk van die Here, sodat ons kan vrugte dra, en voorberei kan wees, en gereed kan wees wanneer U kom, om in U heerlikheid in te gaan. Werk in ons, o Heilige Gees, dat ons nou al die nuwe lewe sal ken, en dat ons so sal doen, dat ander dit in ons sal kan sien. Ons dank U dat ons kan weet, U regeer oor alle dinge. U regeer oor ons lewe, oor die volk waarvan ons deel is, oor die kerk waarin ons behoort, oor die land waarin ons woon, oor die hele wêreld om ons. En al is dit vir ons dikwels onbegryplik en duister, en kan ons nie die wysheid waarmee U regeer deurgrond nie, weet ons, U regeer so dat U raadsplan sal ontvou. En bid ons, Here, wil dan dat U koninkryk sal kom. Pleit ons, kom Here Jesus, kom gou, en bring die nuwe hemel en die nuwe aarde. Laat hierdie aardse stoffelike vervang word deur die ewige en die geestelike. Ons buig voor U met belydenis van ons skuld en ons sonde, bid dat U ons sal vergewe, omdat ons so maklik en so dikwels afdwaal en teen U sondig. Werk deur U Gees in ons, o Here, dat ons ook oorwinnend uit die oorwinning van Christus kan lewe. Ons dank U dat ons tot U kan bid as ons Vader, in die wete dat U vir ons sorg, met alles wat ons nodig het, voordat ons nog bid of vra. En wil U dan ook so vir ons sorg, Here, dat ons U goedheid kan sien, ons daarin kan verheug, en met dankbaarheid voor U kan lewe. In besonder bid ons vir hulle, wat ons voorbereiding nodig het vanweë een of ander beproewing en kruis en swaarigheid wat op hulle lê. Ons wil bid vir hulle wat langdurig siek is, vir hulle wat met die dood worstel, vir hulle wat eensaam is, vir hulle wat vergete en verlate voel. Wil U daar
bemoedigend, versterkend, hoopgewend u woord laat klink. En gebruik ons ook, Here, om die woord, die blye boodskap, dat daar opstanding is uit die dood, aan hulle oor te dra. Ons bid ook vir diegene wat onverskillig geword het en afvallig geraak het. En so die pad van die dood kies eerder as die pad van die lewe. Ontferm u, o Here. Ons bid vir u kerk, vir hierdie gemeente. Maak ons gehoorsaam en getrou. En laat ons groei. In hierdie dae waarin kerke agteruit gaan, bid ons, Here, gee vir ons groei in geloof, en as dit in u raad is, ook in getal, dat ons hier 'n skynende lig kan wees, in die dorp waarin ons woon, en ons kandelaar brandend sal bly. Ons kom na u toe, en bid al hierdie dinge net in die naam van ons Here Jesus. Amen. Ons sing ten slotte, broers en susters, gesang 276. Ons sing die eerste vers van gesang 276 ten slotte. Waak, Christen, staan in die geloof, dat niemand jou die kroon ontroof. Wees wys en dapper, sterk en moedig, steeds toegewy aan God se werk. Staan vastig, onbeweeglik sterk, vol ywer altyd meer oorvloedig, dan sal jou arbeid in die Heer tot sien wees sy naam ter eer. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u almal bly. Amen. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy u naam. Laat u ryk kom, u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood, en vergeef ons al ons skulde net, soos ons vergewe. Die wat teen ons sondig, laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Want U is die ryk en die sterkte